Baie dankie Here dat ons U kan aanbid. Dankie dat ons vanmôre weet U is hier. En dat U net sien nie, maar U hoor ons Vader vanmôre. En daarom is dit vir ons so lekker om U te aanbid. En ons wil hiermee sê vanmôre, Vader, ons behoort aan U, U is ons koning. En U het alleen die reg in ons lewens. Ons is uitverkoop aan U en U alleen. Ons behoort volkome aan U. Dankie Jesus wat U gedoen het. U het ons vrygekoop van slawerny, van die koninkryk van duisternis. En U het ons ingebring in 'n nuwe koninkryk van 'n liefdevolle Vader. Vanmôre wil ons vir U dank en eer gee daarvoor. Ons behoort volkome aan U. En daarom as ons dit bid, dan verklaar ons vanmôre, U alleen het seggenskap. U alleen het heerskappy. U alleen het reg in ons lewens. En ons weier die aanvalle van die vyand. Ons weerstaan dit in die naam van Jesus Christus. En daarom is siekte nie deel van ons erfporsie nie. Ons weier dit, ons weerstaan dit. Ons verbreek daai vloeke in die naam van Jesus Christus vanmôre. Dankie Vader. Dankie Vader. Dankie vir die genesende krag wat dit is in die naam en die bloed van Jesus Christus wat vanmôre net oor ons liggame vloei. Dankie dat U ons verlos van depressie, van minderwaardigheid. Verlos ons vanmôre daarvan. Dankie dat U ons gaan help dat ons denke sal vernuwe. Dat ons sal dink wat daarbo in die koninkryk is. En nie wat hier op die aarde is nie. Here, help ons dat ons oë gefestig sou op U. Wat heers in mag en majesteit. U wat ons koning is. Ons behoort aan U. En dankie dat U heers in ons. En alles wat ons het en alles wat ons besit is U se. Wat ons behoort aan U. Dankie Heilige Gees dat U vanmôre met ons praat. Alreeds terwyl ons aanbid het, dat U begin werk het in ons. En dankie o Heilige Gees dat U is die een wat ons transformeer. En ons wil U uitnooi vanmôre, kom o Heilige Gees. Kom o Heilige Gees. Kom transformeer ons, kom verander ons. Kom maak ons nuut, sodat mense Jesus in ons lewens sal sien. Dis ons gebed vanmôre. Dankie vir U woord, Vader. Dankie dat U woord opnuut met ons gaan praat. En dat die woord ons gaan help om meer soos Jesus te wees. Dis ons gebed vanmôre, Vader. In Jesus se naam. Amen. Hy is waardig om al ons lof en eer te ontvang. Kom ons blaai, jy kan blaai na Matteus, ek begin by Matteus 4 vanmôre weer. Ek wil aansluit waar ek dink was laasweek wat ek gepraat het om te van die begin van die jaar af het die Here vir ons sê luister hier, wees sterk en volmoed. Moenie vrees nie want ek's met julle. En hy sal dit net sê vir ons wanneer daar goed gaan gebeur wat sê dit gaan 'n moeilike situasie wees. Anders gaan hy nie vir jou sê wees sterk en volmoed nie. As dit maklik sou gewees het, sê hy gesê geniet dit, moenie worry nie. Dis nie wat hy gesê het nie. Hy sê wees sterk en volmoed. Maar daar gaan aanslag wees. Maar dan waarskynlik sê moenie vrees nie, want ek is met julle.
En toe het hy met ons gepraat oor sy koninkryk. Jesus kom om sy koninkryk, die Vader se koninkryk te kom vestig hier op aarde. En hy het net gesê, en dis waar ek wil aansluit volgend, hy het net gesê en hy het net gedoen wat die Vader vir hom gesê het om te doen en te sê. En nou in hoofstuk Matteus 4, vers 23. Kom ons lees dit net gou, want dis waaroor my tema wat ek oor gaan praat vanoggend is die doring in Paulus se vlees. Hy praat daarvan en mense het voordat ons gaan lees dalk. Mense sê ja, maar Paulus was siek. En ons gaan nou lees, Jesus het almal genees. Paulus was siek. Hoe kan jy nou sê dat dit is God se hart vir genesing? Ons sal nou daarby kom. Kom ons lees gou Matteus 4 vers 23. Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en wat hy gedoen, die evangelie van die koninkryk verkondig. Dis wat sy missie was. Om dit wat in sy Vader se koninkryk is, om dit te verkondig en te demonstreer. Te verkondig. En elke, nie sommige nie, en elke siekte en elke kwal onder die volk genees. Reg, en dan kan jy verder lees, toe mense dit hoor nog meer kom. Maar wat ek probeer sê het, Jesus se voorbeeld was, hy het elke een wat siek was, en elkeen wat 'n kwal gehad het, het hy genees. Ons kyk wat het hy sy disippels gelees, blaai net om na Matteus 10 toe, elke kwal en elke siekte. Ons kyk wat sê hoofstuk 10, Matteus 10 vers 1. Matteus 10 vers 1 lees ons volg. En hy het sy 12 disippels, ons weet met wie hy praat. En hy het sy 12 disippels na hom geroep en aan hulle mag gegee om onrein geeste uit te dryf. En elke siekte en elke kwal te genees. Wat sien ons presies dit wat Jesus gedoen het hy gedemonstreer vir sy disippels. Hy het nie gesê sommiges nie, en omdat ek vir jou die voorbeeld gegee, hy het nie gesê vir sy disippels, gaan genees sommiges nie, of as jy by mense kom, hulle siek met jou onderskei, hier is my Vader wat hulle siek gemaak het, moenie vir hulle bid nie. Hy het dit nooit gedoen nie, en hy het nooit gedemonstreer nie. En daarom kan ons met vrymoedigheid sê, siekte kom nie van God af nie. Moenie sê, dis my kruis, of dis die doring my vlees nie, en ons gaan daaroor nou praat. Want daar is nie siekte in God se koninkryk nie. Jesus het dit wat in sy Vader se koninkryk was, kom manifesteer, demonstreer. En daarom het hy elke siekte en elke kwal genees. Reg. Nou kom ons gaan na Paulus se doring in die vlees toe. Dit is in 2 Korintiërs 12. 2 Korintiërs 12. Want daar is mense, ja, kom ons blaai net so. Ek wil net sê, daar's verskillende sieninge oor die ding, maar ek wil hê, kom ons lees, en ek gaan vir jou deel wat ek lees in die Bybel, wat ek ervaar, en ek glo dis akkuraat. Daar is mense wat sê, die doring in die vlees was 'n siekte, en ek stem nie daarmee saam nie. En kom ons kyk na wat Paulus gebeur het. Ons by 2 Korintiërs 12, kom ons lees by Kom ons begin by vers 5, ons gaan vers 5 lees. Nou hoofstuk, ons gaan nou terug gaan na 11 toe, maar 12 sê, Paulus praat eintlik hoofstuk 12 praat en sê, luister, ek het niks om op te roem nie. Hy sê, en as jy in die begin gelees van vers 1 af, sê daar was 'n ou wat weggeruk is in die 3de hemel, en hy kan dalk roem. En daar was iemand wat sê, hy was in die paradys, of in die vlees en die gees, soos weet ek nie, maar hy kan roem. Maar ek het niks op te roem nie. Nou gaan ons na vers 5 toe. Hy sê, oor so 'n man sal ek roem. Dit is nou die ou wat in die paradys was. Maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe in my swakheid. Luister mooi wat sê, wat 'n woord gebruik hy. Hy sê die woord swakheid. Kom ons gaan nou na vers 7 toe. En dat ek oor my voortreffelikheid van die openbaring nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan,
om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy my sou, dat hy van my sou wyk. Vers 9, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus my swakheid roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Vers 10, daarom het ek behaag in swakheid, in mishandeling, in node, in vervolging, in benoudheid, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Reg, wat belangrik is, die eerste ding waaroor ek wil praat is, die doring in die vlees. Wat was die doring in die vlees gewees? Hy sê, nommer 1, nommer 2, en dalk gaan ons by nommer 2 begin. Wie het dit vir hom gegee? Is belangrik dat ons sal lees, kom ons lees vers 7. En dat ek oor my voortreffelikheid van die openbaring nie sou verhef nie, is 'n doring in die vlees gegee. 'n Engel van Satan. Met ander woorde, duidelik kan ons lees hier, dit was nie God wat die doring in sy vlees gebring het nie. Dit was die duiwel. Hy sê 'n engel van Satan. Hoe ek dit sê, mense sê dit was 'n demoon, maar ek dink omtrent 1/3 van die engele het saam met Satan geval, saam met die duiwel. En hy het een van daai manne gevat om vir Paulus 'n doring in die vlees te veroorsaak. Met ander woorde, hy sê, is my doring in die vlees gegee, 'n engel van Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek nie sou verhef word nie. Met ander woorde, wie het hom geslaan? Dis 'n engel van Satan wat hom geslaan met die vuis. Die engels praat van om my te pynig, of hy to torment, to suffer severely. Met ander woorde, die werk van daai demoon of daai engel was om geweldige pyn te veroorsaak in sy lewe. Nou, dan moet ons gaan kyk, wat was die pyn? Want Paulus gaan sê, wat was die pyn? Hy sê, luister mooi, in die Engels ongelukkig is in van die vertalings, noem hulle infirmities. En dis hoekom mense praat van siekte. Maar die Afrikaans praat baie mooi, hy praat van swakheid, hy praat nie van 'n siekte nie. Nou, wat was die doring in Paulus se vlees? Wat het die vyand gedoen, wat veroorsaak dat hy met die vuis geslaan is? Nou, as jy daai woord lees, om my met die vuis te slaan, beteken dit is soos golwe aan mekaar gekom. Daar was nooit 'n tyd wat Paulus nie ervaar het, dat die vyand hom slaan met die vuis nie. Reg, kom ons gaan na hoofstuk 11 toe. 2 Korintiërs 11, want hier gaan hy vir ons verduidelik, wat het die vyand gedoen, om hom met die vuis te slaan. Kom ons lees vers 23. 2 Korintiërs 11 vers 23. As julle 'n dienaar van Christus is, ek praat in uitsinnigheid. Ek nog meer, in arbeid oorvloedig, in slaap bo die maat, in gevangenskap baie meer, in doodsgevare dikwels. En nou gaan hy vir ons sê, wat het gebeur met maak, in die yskas is daar op glas, dankie. Nou gaan hy vers 24, hy sê, 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op een na. Met ander woorde, 5 maal het hulle hom 39 houe geslaan. 3 maal is ek met stokke geslaan. Nou hierdie stokke slaan, was wat hulle gedoen het, hulle het hom baie keer jou voete net opgetel, kom sê op 'n drom of 'n paal gesit, jou voete vasgemaak, en dan het hulle jou met stokke geslaan, en die doel daarvan was om jou bene te breek en jou voete. Party skrifte sê dat dit staal gebruik, ysters gebruik, om steel rods, om hulle voete te slaan. Reg, 3 maal het hulle dit gedoen. Eenmaal is ek, dankie, eenmaal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreek gelei, 'n nag en 'n dag het ek op die diep waters deurbring. Kom stop net daar. Ek gaan 'n bietjie praat oor die stenig, maar Paulus is besig om te verduidelik, wat was die vuis wat hom heeltyd geslaan het? Wat het die duiwel, wat was die doring in sy vlees? Hy beskryf dit daar. Kom ons gaan nou na vers 29.
Wie is swak en ek is nie swak nie? Aan wie word 'n struikbolk in die weg gelê en ek is nie aan die brand nie? En dan vers 30 sê, as daar geroem word, sal ek in my swakheid roem. Met ander woorde, die doring in die vlees van Paulus gewees, is dit wat gebeur het in sy lewe. En dit was nie 'n paar roue nie. Ek dink nie ons sou dit dalk gemaak het nie. As ons vandag na ons eie lewens kyk, dan dink ons, "Sjoe, ons kry swaar." As ons kyk na Paulus, dit is wat die vyand gedoen het. En die rede daarvoor is, die vyand het oral, die duiwel het nie self gedoen, ek moet dit dalk net sê. Onthou, die duiwel het nie self hierdie goed gedoen nie, maar die duiwel het mense gebruik. Luister mooi. Die duiwel het mense gebruik om al hierdie slegte goed wat Paulus ervaar het in sy lewe te doen. Met ander woorde, as Paulus praat van 'n doring in die vlees, is dit amper 'n wyse wat mens praat, maar dit is nie fisiese doring. Ek nou nie onderwyser, Afrikaanse onderwyser nie. Maar ek sal byvoorbeeld vir jou sê, Gerard Leen, kom gee my goue hand. Dan beteken nie Gerard gou sy hand afsny en vir my gee nie. Dis nie wat ek sê nie. As ek vir hom sê, Gerard, kom gee my hand, dan sê ek, luister, kom help my. Nou die doring in vlees beteken, daar het pyn in my lewe ingekom. En dit het veroorsaak dat swakheid in my lewe was. Onthou, Paulus was 'n man wat die Bybel goed geken het. Die 5, onthou, hulle het geleef in die tyd waar die 5 Oud Testamentiese Bybels baie bekend was. En hy was baie goed geleerd in dit. En die mense, sy gehoor, het verstaan as hy praat van 'n doring in die vlees. Nou daar's 2 skrifte in die Ou Testament. Kom ons gaan gou soontoe. In Numeri 33, wat hy praat van 'n doring in die vlees, of 'n doring in die sy, of 'n doring in die oog. Ek gaan 2 vir jou lees. Numeri 33 vers 55. Dankie, Mark. Ek is by Numeri 33, 55. Dit lees as volg. Hy sê, maar as julle die bewoners van die land nie voor julle uitverdrywe nie. Luister, hoor, wat praat hy? Hy praat met die Jode. Maar as julle die bewoners van die land nie voor julle uitverdryf nie, sal die wat julle van hulle laat oorbly, soos doring in julle oë wees, soos 'n angel in julle sy, en hulle sal julle beveg in die land waar julle inwoon. Met ander woorde, God sê vir die Jode, luister, as julle hierdie ouens wat in die beloofde land is, as julle nie gaan uitroei nie, daai mense gaan 'n doring in julle sy word, of 'n doring in julle oog. Kom ons lees nog 'n geval, Joshua, 2 boeke aan, Joshua 25 vers 13. Joshua 23, ekskuus. Joshua 23 vers 13. Joshua 23 vers 13 lees soos volg. Hy sê, weet dan verseker dat die Here julle God nie langer hierdie nasies voor julle sal verdrywe nie, maar hulle sal vir julle 'n vangnet en 'n stryk wees, en 'n angel in julle sy, 'n doring in julle oë, sodat julle totdat julle omkom uit hierdie goeie land wat die Here julle God aan julle gee het. Met ander woorde, duidelik kan ons lees in die Ou Testament, as hy praat van 'n doring in die oog of 'n doring in die sy, dan praat dit van mense wat moeilikheid vir julle gaan gee. En daarom as Paulus verwys na die doring in die vlees, sê hy, mense het 'n doring in die vlees vir my gewees. Mense het veroorsaak dat ek deur hel gegaan het. En dit was sy swakheid. As hulle jou so gaan slaan en gaan stenig, dan gaan jy ook sê, sjoe, daar was 'n doring in my vlees. En dis waarvan Paulus gepraat het. Ek wil vir u voorbeeld, kom ons gaan na, ons het gelees nou in Korintiërs dat hy praat van, dat hy gestenig is.
Kom ons bly gou na Galasiërs, dit is net die boek na Korintiërs. Galasiërs 4, want hier praat hy wel van 'n fisiese krankheid wat hy gehad het. Ons is by Galasiërs 4. Galasiërs 4, ons gaan nou lees van vers 12. Galasiërs 4 van vers 12. Hy sê, broeders, ek bid julle, word soos ek, want ek is ook soos julle, en julle het my geen onreg aangedoen nie. Maar julle weet dat ek ten gevolge van krankheid van die vlees, en hier sê hy duidelik, dis krankheid van die vlees, die eerste keer die evangelie aan julle verkondig het, en julle het my beproewinge in my vlees nie verag of verfoei nie, maar julle het my ontvang as 'n engel van God, ja, as Christus Jesus. Wat was dan julle saligprysing? Want ek getuig van julle dat julle, as dit moontlik was, julle oog uitgegrawe vir my sou gegee het. Met ander woorde, Paulus praat hierso, luister, sy vlees, daar was krankheid in sy vlees. Maar nou moet ons gaan kyk, waar kom dit vandaan? Wat was die oorsaak van die krankheid in sy vlees? En dan het hy gesê in vers 13, die eerste keer toe ek by julle gekom het julle gesien dat daar krankheid in my vlees was. Met ander woorde, dit was daar die eerste keer, maar nie toe ek weer by julle gekom het nie. Handelinge, kom ons blaai gou na Handelinge toe. Handelinge 14. Handelinge 14, en dit gaan oor waar hulle Paulus gestenig het. Handelinge 14, vers 1 praat hy van, hy was in Iconium, hy was daar gewees en hy het gepreek. En wat gebeur het, daar het oproer gekom van die Jode, was teen hom, en hulle wou hom stenig, en toe het hy gepad van daar af. Kom ons gaan na vers 6 toe. Jy sal sien in vers 5, kom ons lees gou vers 5, maar toe daar onder die heidene en ook onder die Jode saam met hulle owerste 'n beweging ontstaan het, om hulle te mishandel en te stenig, het hulle dit gewaar geword en gevlug na die stede van Iconium, Lystra en Derbe in die omstreke. Reg, toe het hulle na die plek toe gegaan, en in Lystra vers 8, en in Lystra is daar 'n man, het daar 'n man wat magteloos aan sy voete en heupe van geboorte af, en hy het nooit geloop nie. En dan bid hulle vir hom en hy is genees. En dan wil die mense sê, julle is 'n gode. Hulle praat van Paulus, jy's 'n god, en Barnabas, jy's 'n god. En Paulus sê vir hulle, nee, ons is nie gode nie. Ons is net normale mense wat God kragtig gebruik. Toe gaan hulle kom ons gaan na vers 19 toe. Die mense wil sê hulle is God. Toe kom daar mense van, kom ons lees dit maar, vers 19. En daar het Jode van Antiochië en Iconium uit aangekom, en hulle het, nadat hulle die skare omgepraat het, Paulus gestenig en hom na buite die stad gesleep, en met die gedagte dat hy dood was. Met ander woorde, toe stenig hulle Paulus, vers 20. Maar toe het die disippels hom omring, en hy het opgestaan, en hy opgestaan in die stad gekom, en die volgende dag, dis belangrik, en die volgende dag, saam met Barnabas na Derbe vertrek. Met ander woorde, nadat hy gestenig is, ek glo hy was dood. As die Bybel praat normaalweg van stenig, beteken dat hulle gooi hom dood. Toe het hulle hom uitgesleep. Disippels het om hom gestaan, en ek glo dat vir hom daar gebid, en toe het hom uit die dood uit opgewek. En die volgende dag, toe gaan hy na die stad Derbe toe. En die stad, dis waar die gemeente van Galasiërs is. En daarom, as ons lees dat hy daar aankom die volgende dag in Galasiërs, lees ons hoofstuk 4, lees ons dat hy swak was, en dat mense selfs bereid was om hulle oor vir hom te gee, moet ons besef, dis 'n dag nadat hy gestenig is.
kom hy daar in Galasiërs en hy preek die evangelie. En nou sê hy daar, ek was swak, die eerste keer toe ek die evangelie vir julle verkondig het, was ek swak. En daar was 'n vermoede dat daar fout nog met sy oë was. Maar ons moet verstaan, dis nou net 'n man wat die vorige dag dood was. Uit die dood uit opgewek het. En toe hy in Galate kom, toe preek hy en sy liggaam was fisies swak. Reg, daarom is dit duidelik vir my. Die doring en vlees was nie God wat dit gestuur het nie. Dis die duiwel, die engel van die duiwel, 'n demoniese engel, wat veroorsaak het dat mense vir Paulus vervolg het en al die goed deurgegaan het. Reg, dit was nie God nie. Dit was nie 'n siekte nie. Sy swakheid was, hy het onder geweldige aanslag gekom en dit was sy swakheid. Ek wil graag hê ons moet gaan na vers, kom ons gaan terug na 2 Korintiërs toe. 2 Korintiërs 12, laat ek net weer dit vir u lees. Kom ons gaan terug na 2 Korintiërs 12, vanaf vers 7. Ek gaan dit net weer vir u lees. En dat ek oor my voortreffelikheid van die openbaar nie opgehef sou verhef word nie. Weet jy wat het gebeur? As Paulus praat dat ek nie myself sou verhef nie, wat gebeur het, mense het gesê, "Sjoe, ons wil soos Paulus wees." Kyk net na die amazing goed wat hy doen. En hy het gesê, luister nie, nee, in my swakheid sal ek liewer roem. Die goed wat my plaasvind, dis die goed wat my nederig hou, en hy het nie mooi eintlik verstaan op die stadium, luister mooi wat ek gaan sê. Hy het op hierdie stadium nie mooi verstaan dat vervolging is deel van die pakket van 'n Christen nie. Dit was wat Paulus hier gebeur het. Nou as ons gaan na Timoteus toe, kom ons bly nou na Timoteus toe. 2 Timoteus 3. Ekskuus, 2 Timoteus 3. Vers 2 Timoteus 3, vers 10. Onthou nou, hy praat met Timoteus, hy sê, maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandelplanne, geloof, lankmoedigheid, liefde en lydsaamheid. En dan noem hy daai dorpe, wat ek nie nou wil uitlees nie, maar Jesus sien list is een van hom. En dan gaan ons na vers 12 toe. Hy sê, en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Met ander woorde, hy sê vir Timoteus, toe ek in daai dorpe was, jy was saam met daar, jy was 'n volgeling vir my. Toe ek in daai dorpe was ek geweldig vervolg. Dis in die dorp wat hy gestenig is. En nou sê hy vir Timoteus, deel van die pakket van om 'n Christus se disipel te wees is, jy sal vervolg word ter wille van die evangelie. En dis nie iets wat ons wil hoor dalk nie. Maar dis wat God gesê het vir Paulus. En hy Jesus dit ook vir ons sê. Kom ons gaan na Johannes 6 toe. Ek wil nog 2 skrifte lees. Johannes 6 vers 33. Dit moet 16 wees. Ekskuus, Johannes 16 33. Johannes 16, 33, hoor wat sê Jesus. Hy sê, dit ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. My broer en sussie, 'n waarborg, dis wat Jesus sê. Jesus sê, ons sal verdrukking hê. In hierdie wêreld sal ons verdrukking hê. Johannes, kom ons gaan na Matteus 10 toe weer. Matteus 10. En ek sal, kom dit die laaste skrif wees wat ek vir u gaan lees. Matteus 10, vers 28.
Onthou, dis waar hy sy disippels uitgestuur het en hy sê, genees elkeen, elke kwaal, elke siekte. En dan gaan hulle uit en hulle doen dit, en nou sê in vers 28, moenie vrees vir dit wat die liggaam doodmaak nie, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewers, wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Met ander woorde, toe Paulus die dood in vlees gehad het, toe hy die geweldige aanslag gehad het, vra hy vir Jesus, vat dit weg, God vat dit weg. En dan later besef, maar luister, is deel van die pakket. En nou praat God, Jesus met sy disippels, sê, luister hier, as jy my disipel wil wees, gaan jy jouself moet verloon. Jou kruis opneem my volg. En nou in Matteus 10:28 sê hy, dit moet nie, ons vrees, en dis wat ek nou vanmôre met jou wil deel. Ons vrees vir mense kan nie verhoed dat ons Jesus uitleef nie. En dis die grootste uitdaging vir my persoonlik. Die Here daag my uit om te sê, Chris, vrees jy mense bo my? Nou, die vraag wat ek vir jou wil vra volgend is, vrees jy mense bo God? Watter maniere vrees ons? Ja, Chris, daar is vrees in Chris se lewe. En die manier hoe dit manifesteer, ons is nie gehoorsaam dit wat God vir ons sê nie. God sal vir jou sê in Checkers, bid vir die persoon, dan gaan jy rondkyk, Chris, is daar iemand wat my gaan sien, voordat ek gaan bid? Of die Here sê, doen dit. Geef vir iemand R100. Of druk vir iemand wat nie jou kleur is nie. Bid vir iemand. En vrees veroorsaak dat ek nie gehoorsaam is nie. En dis die uitdaging wat ek en jy het vandag. Die Here wil ons gebruik, maar as gevolg van vrees vir mense, getuig ons nie. As gevolg van vrees vir situasies, dit gaan my in 'n slegte lig plaas, maak dat ons nie getrou aan God is nie. En dis die groot uitdaging wat ek vir jou vanmôre wil gee en sê, luister, kom ons wees gehoorsaam aan God. Kom ons vrees hom bo mense. En as ons dit gaan begin doen, raai wat, dan gaan ons begin gebruik word deur die Here. En dis my hartsbegeerte vir my. My gebed is, Here, help my dat ek my vrees vir mense sal verloor en dat ek U bo hulle sal vrees. En dit sal maak, Willie, dat ek en jy begin gehoorsaam word. Dat ons waarlik lig en sout sal wees. En Paulus sê, Here, wat kan mense aan my doen? Mag ek en jy die vrees vir mense verloor. En mag ons getrou wees, gehoorsaam wees aan God, en begin uitleef die koninkryk van God. Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie, Hemelse Vader, dat U Jesus gestuur het om al die werke van die bose te verbreek. En dat die doring in Paulus se vlees was die vervolging wat hy ervaar het van die vyand se kant. En dat ons weet, Paulus het nie stil geraak daarvoor nie. Na die steniging het hy weer gegaan die evangelie verkondig. Vader, en ek wil bid vir elkeen van ons wat vanmôre hier sit en hoor. Help ons, dat ons vrees vir U groter sal wees, as die vrees vir mense. Vader, ons kom vanmôre na U toe. En ons wil U bid en vra, help ons, dat ons vrees vir mense sal stop. En dat ons gehoorsaam sal wees aan U woord en aan U stem.
aan u leiding, o Heilige Gees, dat wanneer u sê praat, dat ons sal praat. As u sê gee, dat ons sal gee. As u ons stuur, dat ons in gehoorsaamheid sal gaan, Vader, omdat ons u meer liefhet as die vrees vir mense. Dankie Heilige Gees, laat ek vir elkeen vir ons kan bid vanmôre. En hierdie week wat kom, laat ons lig sal wees. Laat ons sout sal wees. Laat ons nie sal bang wees vir mense nie. Maar laat ons u sal eer met ons lewens. Laat ons getrou sal wees om te doen wat u sê. Dit is ons gebed vanmôre, Vader, in Jesus se naam. Amen. Amen. Ek wil net vir u sê dat gaan lees maar self. Toe ek dit met die Engelse gedeel by St. Peters, toe sê hulle nogal vir my, en ons het daai selfe spreekwoord, ek kan sê, Gerrit is 'n doring in my vlees. Dan is dit nie, hy maak my siek nie. As Gerrit 'n doring in my vlees is, beteken, hierdie ou gee my net moeilikheid op moeilikheid. Amen. Dis tog wat die slagspreuk, ek noem dit 'n slagspreuk, maar dis wat dit beteken. In Engels ook, somebody's a thorn in my flesh, beteken nie, hy is siek nie. Dit beteken net, hier gee jou moeilikheid. En dis die bedoeling van die doring in vlees. Dit was, die vyand het mense gebruik om al daai moeilike dinge in sy lewe te doen.